Goeiemôre, goeiedag. Ek staan hier by Boschmer Boerdery en ek gesels 'n bietjie met Answa oor haar Lamb Champ kompetisie wat voorlê. Nou, sy het 'n uitstekende kraal opset hierso. Kom ons hoor 'n bietjie wat is haar planne vir die Lamb Champs en wat doen sy anderste? Kom ons luister. Goeiemôre Answa, hoe gaan met jou? Goed, dankie. Dis mooi. Answa, vertel my nou 'n bietjie, julle bly hier diskant tweeling en ek sien julle opset is ongelooflik. Julle het 'n baie mooi, baie groot opset hierso. Nou, vertel my gou 'n bietjie meer oor met wat boer julle alles. So, ons boer met die Merino ras. Ons is baie trots op die ras en ons genetika is baie oud. So, dit is nou die derde geslag boerdery en hy gaan eintlik al verder, maar kom ons sê dis maar 'n derde geslag boerdery wat dit eksklusief in hierdie bloedlyn in is. So ja, ons genetika is oud en ons probeer dit altyd bewaar sover ons kan. Ons koop hier en daar bietjie nuwe genetika in, maar dit is altyd suiwer Merino ras. Okay. Nou, vertel my gou 'n bietjie, wat maak jou skape anders as die volgende ouse? Ek dink wat 'n skaap besonders maak is as jy die balans tussen die tipe genetika waarmee jy boer en die tipe voeding wat jy gee, 'n match kan kry. Uiteraard speel al die natuurselemente 'n rol in enige boerdery, maar by ons kry ons dit reg om die Merino ras reg af te rond, laat die smaak op die tong sag is, sy grein is fyn en die karkas grootte is net reg wat die mark soek. Nou, ons het net so 'n bietjie genetika ingebring. Nou, volgens jou, hoeveel van jou resultate kom van genetika af en hoeveel kom van voedsel af? Ek dink as jy eers met goeie genetika boer, dan is dit die moeite werd om aan jou voedsel resep te werk. Maar dit is baie sleg as jy baie geld aan voeding spandeer, maar die genetika kan dit nie opneem en met dit pronk nie. Ja. So ja, eerste moet jy die regte genetika hê. Gelukkig in Suid-Afrika is ons geseënd met verskriklike goeie genetika en die ouens sit baie moeite en tyd in stoetboerdery sowel as gewone kommersiële boerderye om hulle genetika regtig in 'n goeie kondisie te hou en in 'n goeie gehalte te kry. Die voeding is 'n ding wat bietjie try and error vat. Dit gaan jou enige mens of enige boer tyd vat om uit te vind wat is die regte resep om jou lammers mee deur te voer tot op slag. Ja. Nou sê my, julle is nou ook hier in die Vrystaat. Wat dink jy doen die Vrystaat se klimaat anderste as op ander plekke? So ons is bevoorreg in die Vrystaat, ons het 'n matige klimaat, ons winters is wel baie koud, maar dis eintlik vir ons 'n groot voordeel, dit maak lamseisoen ideaal, ons het min vrektes in die winter, want die parasiete is dan baie min. So ons probeer om in die winter te lam, en dan daai lammers uit te sprei vir die res van die jaar, om die mark te voorsien. Maar wat dit baie lekker maak om hier te boer is, ons kan 'n gemengde boerdery hardloop, so ons kan ons eie kos produseer. So ons plant mielies en sojabone en die sojabone se oliekoek word gebruik om in die voer in te meng. Ja. Okay. En as ek nou 'n jong boertjie was wat nou graag met skape wil begin boer en kommersieel boer, wat dink jy is die eerste vraag wat ek sou moet gaan vra? Ek dink die beste is om te kyk watter rasaard in jou omgewing, want nie alle rasse aard in enige omgewing nie. En as jy weet met watter ras jy wil boer, gaan soos goeie genetika, dis die moeite werd om met goeie genetika te begin. En dan, ja, voeding kom maar neer op 'n prysom en 'n gehaltesom. So vir watter geld gaan jy die beste eindresultaat kry? Dis baie duur om diere aan die lewe te hou en daarom wil 'n mens graag jou vrektes beperk en jou siek diere wil jy beperk sodat jy maksimum gesondheid in jou kudde het. Ja, natuurlik. Maar die beste sal wees om te aanvaar papier is geduldig, so die papiersom vat jou net so ver en dan is dit maar proof is in the pudding. Ja, die som klop op die papier, die som klop op die papier, maar nie noodwendig altyd in die plan nie. Ja. Nou, Answa, en is julle oop om uit die hand uit karkas te verkoop by die Lamb Champs? Ja, ons het laas jaar dit ook gedoen en dit was baie goed geweest en dit is baie lekker om met die publiek direk te doen te kry en laat die publiek 'n geleentheid het om die boere te ontmoet. En ja, 1 tot 1 te gesels en te voel jy kan direk by die boer koop. So ons gaan deelneem by Pretoria en by Bloemfontein en ja, ons sal graag uit die hand uit verkoop.
Okay. Also jy het ook jou eie vleisbrand. Deel bietjie met my oor dit. So ons bemark onder die Boschmer brand. Ons lewer graag in Gauteng en ons is wel in die Vrystaat, maar ons is nader aan Gauteng as wat ons nou aan Sentraal Vrystaat is. En ja, ons is dankbaar deur ons kliëntebasis. Hulle is baie ondersteunend en opbouend en ons terugvoer is net positief. So ja, ons het in 2019 begin en ons kyk nie terug nie. Dis regtig 'n voorreg om direk aan die verbruikers te kan lewer. En rondom julle vleis, hoe kan ons julle kontak? So julle kan ons op Instagram kry en op Facebook onder Boschmer Meat en of op WhatsApp kontak, maar al die besonderhede is op ons sosiale netwerk webblad en ja, direkte kontak. Ag, baie dankie Answa. Okay, en dis nou Answa Potgieter van Boschmer Boerdery. So as jy bietjie meer belangstel om uit te vind oor hulle vleisprodukte, gaan bietjie op hulle social medias waarvan sy gepraat het. Gaan op die Lamb Champ Facebook bladsy, gaan ondersteun bietjie die ouens daar, kyk wat bied hulle hierdie jaar en waar is hulle oralste betrokke. Ek's Anu van Farm Spice. Mooi dag.